Right, ons is nog steeds bezig met die mense, die perse, wat moeilik te oorreed is na Joshua toe. Nou kom ons by hoofstuk 201. Ons het gister by 200 opgehou, die opwekking van 3 dooies. Nou sê Joshua, gaan en bring die 2 na my toe. Skabby, gaan en bring al 2 na my. Toe vra ek hulle of hulle weer heeltemal gesond en sterk wil word. Nou wie is die 2? Die 2 is die 2 persone wat ons van gelees het gister. Die Griekse besigheidsman en sy vrou, wat verneek was deur 'n pers, toe gebring is voor die koning, op 'n aparte tafel laat sit is, en daar vergiftig is, en sy vrou 'n verskriklike 7 dae verkrachting moes deurgaan in die koning se huis, deur hierdie howeling en seker almal van sy pelle was. Die Griek het nie gesterf van die gif nie, maar het was baie erg. En nou sê Joshua, toe sê hulle vir hulle, maar die mense is hier in die geselskap, hulle kan jou self vertel wat het met hulle gebeur. Toe sê Joshua, roep hulle hier na my toe. Toe vra ek hulle of hulle weer heeltemal gesond en sterk wil word. Beide sê, ja meester, as dit moontlik sou wees. By my het die vreemde gif al my ledemate verlam, en ek kan myself slegs moeisaam voortsleep. En kyk tog na hierdie arme, totaal geknakte blom van 'n vrou. Haar liggaam is nou vir haar hele lewe bedorwe. O meester, waarom moes so iets ontsettend ons nou juis oorgekom het? Joshua sê, ek wil dat julle beide weer net so gesond en opgewek moet wees en daaruit sien soos toe julle getrou het. Toe ek dit gesê het, vloei daar 'n soort vlam deur hulle heen, en hulle was dadelik so gesond en sterk, asof hulle nooit iets mekeer het nie. En dit gebeur ook met hulle uiterlike, dat hulle selfs nog bloeiender daar uitgesien het as op die dag van die bruilof. Hulle verbaas hulle self buitengewoon, want so iets het 'n mens nog nooit in Persië beleef nie. Let wel hoe genees Joshua hulle sê, hulle 2. Hy sê nie in die naam van die Vader Jahwe sê ek dat julle genees moet word nie, hy sê ek wil. Duidelik sy autoriteit bevestig hy met hierdie woorde, dat die Vader Gees in hom is, en hy en die Vader een is. Want net Vader kan genees. As Joshua sê ek wil, dan beteken dit dat hy en die Vader een is. En dit is daardie Gees wat hierdie genesing bring. En as ons nou kyk na die man en vrou as die gemeente in die einde van die tyd, wat sy oë oopgaan en wat na groot, baie, kan ek amper sê, straf en baie geestelike verkrachting en vergiftiging van die vals leer van Babylon, waaraan ons almal blootgestel was, wat in kerke groot geword het. Vandag is daar jong mense wat, dank Vader, nooit in kerke gekom het nie, en die waarheid van begin af geleer het, dat Joshua binne in jou is. En ek vat myself as 'n voorbeeld, en ek vat Erna as 'n voorbeeld. Hy het ons genees, presies soos wat hy hierdie 2 mense genees het, deur sy woord, wat ons nou elke dag kry. Ek het gedink ek was genees, maar toe ons Joshua in die vorm van die Lorber geskrifte, en later die Bernadette geskrifte gekry het, het ons genees, het ons die liefde leer ken, en agtergekom dat daar net een evangelie is. En dit het ons gesond gemaak, en geestelik is ons nou so gesond, soos wat ons nog nooit was nie. Ons is miskien oud en krippel, maar dis die vleis, en dit is nie van belang nie. So, Joshua doen dit nog steeds vandag, dalk het hy met dit met jou gedoen, of dalk is jy in die proses,
En dit kan met almal gebeur as jy dit begeer. As jy wil gesond word. Maar as jy siek wil bly, dan gaan dit nie gebeur nie. Dan moet 'n wil wees. Nou doen hy dit voor hierdie klomp ongelowiges en skous lees in vers 6. Ook Skabby se oë word nog groter en hy glo byna nie sy eie oë nie. Maar Jura, dis die beter een, gee hom 'n por en sê saggies vir hom. Weet jy, ek glo dat ons onsself alreeds presies op die regte plek bevind en dat ons nie werklik ver verwyderd is van hom wat jy so baie versigtig wil verloon nie. Ek sê vir jou, dit is hy, of in ewigheid geen ander meer nie. Beoordeel jy dit nou maar met jou eie verstand. Nou sê Skabby, ja, jou pyl kon wel nie so ver van sy doelwit geval het nie. Die plotselinge of skielike genesing van beide, deur maar slegs iets te sê, is meer as wat alle menslike wysheid kan bevat. Nou word ons redding vir my ook heelwat duideliker. 'n Mens wat so krag in sy wil het, dat selfs die ruwe materie hom daarna moet skik, moet hoër staan as alle ander mense op aarde. In hom moet 'n oorvloed van goddelike krag aanwesig wees, en sy siel moet die lewenskragtige afdruk wees van die goddelike wil, of hy is die godheid self. Met my versigtigheid het ek miskien wel te ver gegaan, maar daarmee kon ek tog onmoontlik gesondig het, want ek wou die goddelike, wat vir die heidene wel 'n verskrikking kon wees, daardeur beskerm, en dit nie deur sulke onmense laat besmeer nie, wat nog in ons belang, nog in die verhewe saak van die geloof sou gewees het. Maar na hulle hom hier aanskou het, is die heidene tog nie so erg, soos wat die mense dit in Persië geskilder het nie. Ons onthou die kinderstories van die tempelpriesters. Dit is tog kwalijk aan te neem dat die, weliswaar oneindige trotse opperstadhouer Sirenius, nie sou weet wat daar agter die wonderdoener skuil nie. Maar as hy geweet het en hom dan meester noem, dan moet hy tog wel sy grondige redes daarvoor hê, want teen die mag van so wil, kan alle wapens van Rome ver tekort skiet en te swak wees. Dit was geen towery en geen wondergenesing op die manier van ons magiërs en priesters, wat kerngesonde mense, vir geld en beloftes, of vir 'n ander voordeel, laat namaak dat die dowes, lammes en blindes gesond word, en hulle so 'n pelgrimstog na afgod in 'n morsige tempel laat maak, om dan daar op 'n afgesproke teken, siende, horend en gesond van lyf en lede te word nie. Daardeur word daar 'n aantal onnoseles oortuig van, en as daar dan egte lammes, blindes en dowes kom om te bid en te offer, word niemand van hulle beter nie. Dan word daar altyd gesê, u geloof is te swak, en u te klein offer is God nie welgevallig nie. Ja, jy weet dat ons magiërs self die dooie kinders van ryk ouers weer tot lewe bring. Maar ons weet lankal op watter manier, en ons weet ook, dat sulke kinders wat uit die dood opgewek is, geen bloedverwante is nie. Maar hy wat hier is, sal seker ook minstens die skyndooies tot lewe kan bring. Nou hierdie paragraaf hanteer iets wat vandag nog met ons is. En dit is hierdie kamstige wondergenesings, veral in die charismatiese kerke, en dan meer nog in die Amerikaanse evangeliste bewegings, wat daar blykbare TV-kanaal is op DSTV. Ek het nog nooit eintlik na die goed gekyk nie. Ek dink ek het een keer een gesien, waar 'n ou inkom so 'n kragapie, en dan slat hy so 'n hele hoop teelstukke, en dan gee hulle die Heilige Gees die skuld daarvoor dat hy so sterk is. Maar hierdie mense doen dit vandag nog. Hulle spreek vooraf met mense,
Die mense reis saam met hulle as hulle deur dorpe gaan. Dit is hulle eie mense. Dan sit die ou in 'n reistoel en die ander ene kom in as blind en dan maak hierdie ou of hy hulle genees en dan skielik is hulle genees en net soos wat hy hier sê, die ou klomp onnoosel is, glo dit. Maar laat 'n werklike blinde persoon of 'n krepel persoon by hulle kom, kan hulle niks doen nie. Dis mos nou so, as 'n gemeentelid inkom, dan sê hy vir hulle, hoor jy, ek is siek. Dan sê hulle, nee, bid vir hom. As die dominee sê, hy het nie 'n kar nie, dan sê hulle, nee, gee vir hom geld om 'n kar te koop. Maar daar word nie gebid nie. By die pastoor of die dominee moet alles gedoen word. Die arme lidmaat moet maar voor gebid word. En dan hierdie laaste gedeelte van kinders wat uit die dood opgewek word. Dit is 'n stelsel wat veral by die Essene, nou lyk my in Persië ook gedoen is. Hulle soek 'n kind wat lyk, die ouers bring die kind in 'n kus. Dan doen hulle een of ander iets aan die kind dat hy nou nie agteruit gaan nie, hulle mummifiseer hom seker. En dan soek hulle 'n kind wat baie lyk soos daai kind. En hulle vind als uit by die ouers wat die kind gedoen het, waarvan hy gehou het, al sy gewoontetjies. Dan leer hulle hierdie ander kind dit. En na 'n paar maande dan bring hulle die kind vir die ouers terug en sê, ons het jou kind opgewek uit die dood. Die feit dat daar so effense verskil is, dit is maar omdat hy dood was. En dan speel hierdie kind nou maar toneel vir die res van sy lewe. En hulle het vir Joshua gesê, toe hulle aanvat daaroor, maar dit is 'n ding wat hulle doen wat goed is. Hulle maak die ouers gelukkig. Hierdie straatkind wat dan sy lewe lank versorg gaan word, is toch beter as dat hy op die straat bly. Toe sê Joshua, ja, dit is soos julle nou redeneer. Maar wat gebeur in die hiernamaals? In die hiernamaals kom die ouers direk van aangesig tot aangesig met hulle gestorwe kind. En nou kom hulle agter, hulle is bedrieg. So hulle gaan bitter kwaad wees vir die bedrieërs en vir die kind wat hom ook voorgedoen het as 'n kind. So dit bring baie onmin en vyandskap in die hiernamaals teweeg. So al hierdie dinge moet ons maar ons oë voor oop hou en sorg dat ons nie daar beland nie. Want dit is alles vanuit die Satan. Soos ek gister gesê het, dit is deur 'n godsdienstige gees. Daai mense kom met groot busse. In Amerika is dit nou bietjie van 'n ander klas as hier by ons. Dan kom hulle in die dorp ingejaag, ek het hulle gesien, ek het eendag so 'n fliek gesien. Dis hierdie groot 30 tonners Interlinks met Oshkosh lorries voor. So kom hulle in met 'n hele vloot van daai trokke. Dan slaan hulle daai massiewe tent op. Dan word die mense in die dorp ingestuur na die haarkappers toe, na die kroe toe, na al die plekke waar kinderstories verkoop word. En dan wanneer die pastoor in die aand sy diens gee, het hy 'n oorfoon aan. En dan sal die mense sy mense wat tussen hulle is, sal vir hom in die oorfoon sê, 10de ry, 3de persoon van links. Hy het 'n probleem met sy vrou, daar's 'n probleem in die huwelik. En dan wys hy die ou uit, dan sê hy, jy het 'n probleem in jou huwelik. En dan weet meeste van die dorpsmense dit, maar hoe weet die pastoor dit? Kom vorentoe. Dan lê hulle nou hande op hom, waar hulle hom nog erger versterk in sy kwaad en die huweliks onmin nog erger maak. En so haal hy hulle uit en die mense dink, maar hierdie ou is heldersiende. Alles 'n klug om 'n skyn van goddelikheid te bewerk. En dit wat hy hiervan praat is nog steeds vandag die norm. Ek, Joshua, gaan na hulle toe en sê, ja, dit kan hy sonder offers, olie en krye dranke doen.
Nou praat hy van hom in die derde persoon. Kyk eers na benede aan die oewer. So ewe het beide die seuns van ons gasheer, dis nou Markus, 3 drenkelinge, 1 man en 2 meisies uit die water gehaal. Daar is die arme vader met sy 2 dogters, 'n arme Judeër. Sy vrou het haarself met behulp van 'n boom wat in die water gelê het, haar naakte lewe gered. Maar haar man en beide die dogters, wat die moeder wat in groot gevaar verkeer het, te hulp wou kom, was deur die altyd sterker wordende watervloed in die see ingespoel en het in die woeste golwe verdrink. Die see het hulle heeltemal lewensloos op die oewer uitgewerp en die 2 sterk seuns van ons gasheer het hulle gevind waar hulle nou daar dood lê en het hulle sopas hier benede aan land gebring. Maar die ongelukkige vrou, wat haar nog skreeuwend bevind om hulp roep en aan die boom vashou, wil ek ook hier hê. Daarvoor sal ek weer my loods gereed kry. Dit is Raphael die engel. Dadelik daarna sal julle Elohim God se glansrykheid aanskou en hom loof, omdat hulle almal gered sal wees. Toe roep ek vir Raphael, gee hom slegs 'n teken wat hy verstaan, en geen minuut later nie, bring hy die steeds weer klaande vrou, wat haar voorlopig glad nie laat troos nie, na my toe op die heuwel. Maar ek raak die vrou aan en sê, wees stil vrou, glo en vertrou, want by Elohim is alle dinge moontlik. Toe word die vrou rustiger en sê, ek weet wel dat alle dinge by Elohim moontlik is, maar ek weet ook dat ek, as sondares, nie die barmhartigheid van Elohim waardig is nie. O, hoe rein moet 'n mens se hart tog nie wees, om ook maar die geringste van Elohim se uitgaande barmhartigheid waardig te wees nie. Hierdie deur van barmhartigheid is egter beslis vir my gesluit. Elohim sal nou in my nood beslis ook weinig aandag aan my skenk, omdat ek, toe ek gelukkig was, baie weinig aandag vir hom gehad het. Maar Elohim bewys my aldeur my tugtiging 'n egte barmhartigheid. Nou sê Yeshua vra, hoe sal dit dan wees, as ek jou man en beide jou dogters weer vir jou sou teruggee? Die vrou sê, op die jongste dag, dis ook eintlik die laaste dag, sal slegs Elohim hulle vir my kan teruggee, want hulle lê in die golwe begrawe en is dood. Die dode sou U my wel kan teruggee, as dit ergens deur die seuns van Markus uit die see uitgehaal is, maar nooit meer lewend nie, want hulle moet al etlike ure lank dood wees. Toe sê ek Yeshua vir die engel, bring die 3 lyke hier, en die engel bring die 3 dadelik na die heuwel toe en lê hulle aan my voete. Die vrou herken dadelik haar man en beide dogters in die 3 lyke en begin hartverskeurend te huil. Maar ek sê, vrou, wees tog kalm. Jy sien tog wel dat hulle maar slegs slaap. Die vrou sê, ja, hulle slaap die ewige slaap, waaruit 'n mens nog nooit ontwaak het nie. Yeshua sê, vrou, jy vergis jou. Daar is geen ewige slaap soos wat jy dink nie, omdat jy nie 'n onvoorwaardelike geloof in die lewe in die hiernamaals het nie. Ek sal hierdie 3 egter opwek, sodat jy en vele ander sterker mag word in die geloof en die vertroue in die lewende naam van Elohim. Let wel, nou kom hy en hy sê vertroue in die lewende naam van Elohim, en wat doen hy in die volgende paragraaf? Toe sê ek, Yeshua, hardop vir die lyke, verhef julle en staan op uit die dode slaap. So in sy eie naam wek hy hulle uit die doodheid op, en hy sê, dit is Elohim se lewende naam.
Net soos wat daar in Handelinge staan, ek kan nou nie die hoofstuk onthou nie, maar daar staan daar baie duidelik, daar is slegs een naam onder die ganse hemele en op die ganse aarde waardeur 'n Adamiet gered kan word. En dit is die naam van Yeshua, ons verlosser. Dadelik begin die drie lyke te beweeg en hulle rig hulle weldra heeltemal verbaas op. Met wyd gesperde, onverstaanbare oë kyk hulle om hulle heen, want hulle weet nie wat daar met hulle gebeur het en waar hulle nou was nie. Toe sê ek Yeshua vir die vrou, gaan daarheen en lê vir hulle uit waar hulle nou bevind en wat daar met hulle gebeur het. As julle kalmte weer herwin het en mekaar weer ken, sal ons verder daaroor praat. Maar die vrou val voor my neer en kan van verbasing geen woord oor haar lippe kry nie. Na 'n rukkie kon die vrou regop staan en begin my te loof en te prys, want langsamerhand dring dit al hoe meer tot haar deur, dat haar man en beide haar dogters springlewendig was en kerngesond en tevrede daar uitsien. Ek verwys haar egter nogmaals na die opgewektes, om hulle op hoogte te bring en duidelik te maak dat sy die geredde vrou van die man was en die moeder van beide dogters. Toe gee die vrou 'n paar tree na die opgewektes, want as iemand deur my genees of opgewek word, verwyder ek myself, om redes wat slegs aan my bekend is, etlike tree van die geneestes of opgewekte mense. Toe sy by die opgewektes kom, vertel sy dadelik wie sy was, en onder groot en baie blye verbasing herken die opgewektes haar, en begroet haar baie inniglik. Ek verbied die vrou egter tevens om my dadelik as redder en opwekker vir hulle aan te wys, aangesien hulle nou al by hulle volle bewussyn gekom het, en omdat dit nie geskik was vir 'n nuwe opgewekte lewe nie. Eers nadat ek haar 'n teken sou gee, kon sy hulle wel vertel, wat die vrou toe ook gedoen het, ondanks die feit dat haar man haar baie nadruklik gevra het, om die wonderdoenende weldoener aan te wys. Einde van die paragraaf. En nou weet, of van die hoofstuk, ons weet ons dat Yeshua dit ook hoofsaaklik gedoen het, om sy almag aan hierdie ander klomp perse te wys. Ons sal dan in die volgende hoofstuk sien wat hulle daarvan dink. So daar is baie meer mense wat opgewek is uit die dood as wat die Bybel van praat. Die Bybel praat van 'n dogtertjie van Jairus, die Bybel praat van Lazarus. Ek dink amper dan nog een, en dit is al. Maar hy het baie mense uit die dood opgewek. Inteendeel, in die sene het hy duisende kinders wat daar gelê het vir hierdie bedrogspel, wat hulle ander kinders sou kry wat soos daai kinders lyk, het hy daai kinders opgewek. En vir al die mense gesê, dis klaar, julle gaan nie meer verder met hierdie bedrogspel aan nie. Maar ek sal nou iets soos 900 of 1000 kinders wat hy toe opwek. So daar is baie van hierdie verhale, baie mense gaan dit nie glo nie, maar ek glo as jy Yeshua in jou hart het, dan is hierdie verhale vir jou soos nagereg, soos pudding. Want daar is soveel diepere geesteliks hierin. Yeshua het hierdie vrou se probleem ook uitgewys. Sy glo nie aan die lewe in die hiernamaals. So dit is wie hierdie mense is, hierdie gesinnetjie, die pa met die dogters en die vrou. En ons kry baie mense vandag, wat ook in hierdie groot see van verwarring, kennis, wat hulle inneem van Babylon af, wat ook nie glo in die lewe na hierdie lewe nie. Hulle glo jy's dood, dan as jy dood, jy weet niks meer nie. Hulle glo jy slaap, tot iewers 'n groot oordeelsdag gaan wees. En hier bewys Yeshua vir haar, dat almal vir ewig lewe, want dis die siel wat lewe,
Dis net die liggaam, die draer van die siel, wat nou hier dood op die strand lê. En hy kan enige tyd weer daai liggaam herstel deur die woord uit te spreek. Lazarus was 4 dae in die graf. Daar staan in die skrif, hy het al begin stink toe Yeshua ingaan en hom uit die dood uit opwek. Want vir hom is dit niks om daai liggaam volkome gesond te spreek nie. En dit het hier ook gebeur. So sal daar mense aan die eindtyd wees, wat ook deur Yeshua geestelik lewend gemaak gaan word, wat in die see van leuns en bedrog verdrink het, en wat dan weer op die pad gaan kom. En hy gaan dit doen deur sy bruid aan die eindtyd, deur ons. En ons gaan nie sê, ek sê, verhef julle op nie. Ons gaan sê, in die naam van Yeshua, ons bruidegom, sê ons vir julle, staan op uit die dood uit. En dit gaan gebeur. Ek moet dit glo, want ek het die belofte, wat hy sê, julle sal selfs groter dinge doen as wat ek gedoen het. So dit is dinge waaraan ons moet ernstig dink, en ernstig vir Vader vra in ons harte, om ons op daai plek te bring, waar ons wel hierdie magtiging kan kry van hom af. Want jy gaan dit nie sommer net kry nie. Jy moet, in jou innerlike, moet jy rein en suiwer wees, vir sy krag om deur jou te werk. Want op die ou einde is dit nie jy wat die opwekking doen nie. Dis sy krag wat die opwekking doen deur jou. Maar jy weet dat die pyp waardeur die water vloei moet skoon wees. Jy kan nie 'n ou rioolpyp vat en skoon water daardeur laat loop en dit aan die ander kant drink nie. Jy kan nie, net so moet jy as pyp, as kanaal vir die gees, moet jouself skoon maak, sodat die skoon water deur jou kan vloei, en dit wat genesing, of opwekking uit die dood, of bevryding moet bring, daardie water skoon en suiwer by die pasiënt kan uitkom. Dit is maar nou net so eenvoudig. En dit is hoekom ons elke dag sê, dat ons moet werk om ons tempel skoon te kry. Want die water vloei deur jou tempel. En jou tempel is jy, bestaan uit liggaam, siel en gees. En die siel moet verenig met die gees, dan sal die liggaam ook gehoorsaam wees aan die gees. Want dan gehoorsaam die liggaam die siel. En dit is wat ons moet bereik. Maar as jy aan 'n slegte gewoonte verslaaf is, dan sal die liggaam nie die siel gehoorsaam nie. Die siel weet dit wat ek nou doen, of dit alkohol, dwelms, of wat ook al is, weet dit sleg, maar die liggaam sê nee, maar ek wil dit in elk geval hê. En dieselfde met emosies wat nie in jou innerlike toegelaat word nie, soos haat, vir onvergewingsgesindheid, afguns, jaloesie, maar jy kan net nie anders dan nie. Jy moet hierdie ou haat, want dit is so lekker. En dit is dan wanneer die siel se begeertes nie verenig kan word met die gees, want die gees is Vader se gees, en sy gees is liefde, wat net vergewingsgesindheid by jou wil kry. Net liefde vir alle mense, maak nie saak wat hulle aan jou gedoen het nie. Spreek hulle vry, seën die wat julle vervloek, bid vir die wat julle haat, staan in die skrif in Matteus 5 en 6. Julle moet julle vyande lief hê, laat julle son skyn oor almal. En dit is die moeilike dinge vir die mens, veral die mens wat nog vasgevang is in sy vlees, en die vlees laat dikteer. So, vir ons hier weer eens 'n belangrike les, deur hierdie twee die man en vrou wat genees is, eerstens, en dan
hierdie gesinnetjie wat uit die dood opgewek is, deels die vrou was daarom nie dood nie, maar byna dood. Baie dankie.